Goeiemôre, baie welkom. Daar's 'n ou sê ding wat die woestynvaders en moeders mekaar gereeld aan herinner het. As die groep mense wat in die woestyn gebly het 'n paar dekades na Jesus se dood en gedink het oor stilte en gebed en wat beteken om Christus te volg. En hulle het hierdie twee goed gesê wat aan hulle aan vasgehou het. Hulle self herinner dit aan. En die een was om, waar ook al jy is in jou lewe, jouself af te vra, wat is dit wat God van my vra in hierdie oomblik? En die tweede ding wat hulle vir mekaar gesê het, is om, waar ook al jy is in jou lewe, nie die oomblikke te vinnig te wil omwens nie. Want God is in elke mooi en in elke slegte oomblik. En as ons lank genoeg stil staan en luister, dan ontdek ons die Here is nie ver nie. So hulle het die gebed gehad in die oggend, wat vir mekaar gesê, die Here is bokant ons en onder ons, die Here is langs ons en in ons en rondom ons. Dis hulle manier om te sê dat die Here is nie ver nie. Die Here is hier by ons. En as ons volgend hierdie kers aansteek, dan doen ons dieselfde as wat hierdie woestynvaders en moeders destyds gedoen het. En dit is om te sê, ons glo die Here is volgend hier by ons. Ek wil graag vir ons volgende 'n oggendgebed lees. Jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net hierdie woorde te ontvang. Here, U is vir my 'n toevlug en 'n beskerming. U is die plek waarheen ek gaan as alles rondom my in duie stort. U was nog altyd, soos die ou digter geskryf het, bereid om te help in nood. En daarom is ek nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Selfs al maak niks meer rondom my sin nie. Selfs verander als rondom my en in my. Selfs al het ek geen idee hoe hierdie dag gaan uitspeel nie. Selfs al voel ek glad nie in beheer van enigiets in my of rondom my nie. Selfs dan is U vir my 'n plek van veiligheid. Selfs dan is U vir my 'n toevlug en 'n beskerming. En in daai oomblik hou ek vas aan die woorde dat ek kan stil wees, dat ek kan ontspan, dat ek tot rus kan kom en weet U is God. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. U is vir ons beskutting. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly. Jy kan jouself toelaat om tot hier te kom, in jou kop en in jou lyf. En vir die volgende paar oomblikke gaan ons mekaar die geleentheid gee om ook ons gebede na die Here toe te bring. Goeiemôre, baie welkom.
Ook welkom ons aanlyn gehoor wat elke week inskakel. Dit is ook lekker om weer op so 'n manier by ons te hê. Het 'n paar afkondigings van my kant af, net 'n bietjie terugvoering te gee oor wat in die gemeenskap op aangaan. Dit is ons feesmark wat weer Woensdag begin het. As jy al daar was, dan ek dink as gister daar was, dan sal jy weet dit was omtrent 'n vertrapping gewees. Dit was 'n geweldige lekker dag gewees. En dit is geweldig goed vir al die uitstallers. Soos ek gesê het, dit is baie van die mense wat uitstal hier by ons. Dit is hulle groot bron van inkomste vir die jaar. En soos julle weet, 'n gedeelte van die inkomste uit die feesmark gaan direk ook na al ons projekte toe. Daar in die blaadjie vandag is daar 'n paar inligting oor hierdie projekte, ook op die Vrydag nuus kan julle 'n bietjie gaan lees oor waar ons oral betrokke is, van sopkombuise tot gemeenskappe tot voedselprogramme en dit is waarheen die geld gaan. So ons wil vir julle baie dankie sê dat julle ons ondersteun het daarso. Die kos is hierdie jaar ook geweldig lekker. Ek dink daar's 'n Meksikaanse afdeling hierdie jaar. Ek wil nou nie advertensie lewer vir iemand nie, maar dit is baie lekker. So julle is welkom om vir die volgende paar weke saam te kom kuier. Die ander afkondiging vir die week is dat hierdie maand, of vanaf vandag is dit weer 10de maand, en die 10de maand bydraes tradisioneel in ons gemeenskap is sommer daai tyd van die jaar wat ons vir julle vra om vir ons te ondersteun. In die manier hoe ons hierdie gemeenskap aan die gang hou, die manier hoe ons geld spandeer, die projekte waar ons betrokke is, en hoe ons die krag aan die ligte aanhou. Julle kan gaan lees in die blaadjie oor waar die 10de maand insameling gaan, maar ons wil vir julle vra om op 'n baie direkte manier betrokke te wees daarbey. Julle kan 'n bietjie gaan lees daaroor, daar's 'n koevertjie ook, soos julle weet in die verlede, daar's verskillende maniere hoe jy kan bydra tot dit, en jy kan ook gaan lees oor waar jy nie geld kan, baie spesifiek anders as vorige jare, vertel ons ook spesifiek persentasiegewys waarheen alles gaan, sodat julle presies weet wat ons ook doen in die gemeenskap. En deel van hierdie maand dink ons ook na as 'n gemeenskap oor wat beteken dit om voortdurend te vernuwe. Dis een van die waardes van ons gemeenskap, dat ons as Stellenberg glo dat die Here van ons vra om voortdurend te vernuwe. Dit is om te vra, waar is ons op die oomblik in ons lewe? En waar vra die Here van ons om dalk iets in ons te skuif of dalk op 'n ander manier te kyk, 'n ander manier te dink, die manier hoe ons praat, die manier hoe ons na mense kyk. So dit is hierdie maand. Ons gaan saam dink oor wat beteken dit om voortdurend te vernuwe. En om ons te help daarmee, is julle baie welkom as julle uitstap na die tyd. Buitekant is daar 'n soutpotjie, een van hierdie grinders. En die gedagte daarvan is om ons gaan saam dink oor die metafoor wat ons hierdie maand het, is om, en dis 'n teksvers ook vandag, wat dit beteken as die Here van ons vra om sout te wees vir die aarde. Wat beteken dit om sout te wees? Tradisioneel, deel van ons tradisie, het die antieke mense nog altyd gedink oor sout as daai ding in die natuur wat help met oorgange, wat help met om ou wonde te was en te genees. Sout het toch altyd gehelp met die oorgang, met die aangang. So dit is die metafoor van hierdie maand. So julle is baie welkom om 'n soutpotjie te neem as julle uitstap, en die teksvers som daarop, en julle kan 'n bietjie meer gaan lees in die blaadjie oor die betekenis van dit. So as 'n oomblik van refleksie vanoggend, het my dogter het my herinner hierdie week aan 'n baie ou waarheid. My dogtertjie is nou 3 en sy is geweldig wys volgens haar. En die sinnetjie wat sy nou oor en oor gebruik elke oggend in alles wat sy doen en in alles wat ek vir haar wil doen, is om te sê ek sal self. En deels daarvan is
Daar is tye wat ek baie trots is as hy dit self wil doen, en soms dit ook self kan doen. Daar is iets van 'n onafhanklikheid wat ek dink belangrik is om 'n kind te leer. Dat hulle dit seker goed moet leer om self te doen. Wat sy my geleer het is dat daar op 'n stadium in jou lewe, en dit wat sy hopelik ook gaan leer, en wat almal van ons op 'n stadium moet leer. Jy sal nie altyd dit self kan doen nie. Al wil jy, en al glo jy moet. Op 'n stadium in jou lewe is die les wat jy moet leer, om te sê, ek kan dit nie self doen nie. Of ek hoef dit nie self te doen nie. Of om te bid vir hulp. Om te sê, hier, in hierdie oomblik, in hierdie situasie, het ek hulp nodig. Sy leer my dit. En ek dink die rede hoekom dit vir sommige van ons moeilik is om hulp te vra, is omdat iewers in ons agterkop glo ons dat ons alles veronderstel is om op ons eie te doen. Niemand anders gaan dit vir ons doen nie. So die druk is op ons om dit self uit te werk, self uit te figure oor hoe ons dit op ons eie gaan doen. En om ten spyte van alles beheer te wil hê oor alles wat met ons gebeur en ook in ons gebeur. So ons klou nastiglik vas aan wat ons het. Of aan die manier hoe ons nog altyd dinge gedoen het. Want dit het nog altyd gewerk. Dit het nog altyd vir my die gevoel gegee dat ek in beheer is. So ek klou aan dit vas. En die wonderlike ding is, daar's 'n, wel ek weet nie of dit wonderlik is nie, die eerste gelowiges het hierdie ou wysheid gedeel met mekaar. En dit is of mekaar te sê, daar kom tye in jou lewe waar jy moet leer, want dit kom nie van nature nie, hoe om beheer af te gee. Hoe om beheer te laat gaan. Hoe om nie soseer te vertrou dat jy al die antwoorde het en dat jy alles weet nie. Vertrou dat die Here jou sal vang. Dat die Here jou vashou, dat die Here jou nie sal los nie, dat die Here vir jou sal sorg, dat die Here die beste vir jou wil hê, dat die Here nie ver is nie, maar naby. En die digter volgend in die Psalm geskryf het, die Here is vir ons beskutting, 'n toevlug. Dit gaan teen aan wat ons mee groot word. Ons sal ons eie beskutting wees. Ek sal my eie toevlug wees. Maar om in tye, en daai tye kom vinniger as wat jy dink, dan te leer hoe om daai beheer te laat gaan. En vorentoe te val in God se hande in. Beheer te laat gaan. Hulle het 'n sinnetjie gehad hiervoor. Die antieke gelowiges het geglo dat om te leef in afhanklikheid van die Here. Dis 'n ou sin, dis 'n ou gebed wat so met die eeue heen by ons gebly het, om te leer hoe om in afhanklikheid te leef met God en nie met jouself nie. Dit kom nie van nature nie. Is iets waarvoor ons moet vra en wat ons moet inoefen in ons lewe. Daar's 'n beautiful story wat Jesus op 'n stadium vir sy disippels, dat hy die storie vertel en toe sê het in die einde, so as jy in 'n plek in jou lewe is waar jy moeg voel, of waar jy oorlaai voel, of waar jy voel jy moet heeltyd als in jou en om jou beheer en dan vashou, as jy in 'n plek in jou lewe is waar jy voel
Ek is nie in beheer nie, maar ek wil wees. Juis in daai tye, kom na my toe, want ek gee rus, ek oorlaai jou nie, ek maak die lewe nie vir jou moeiliker nie. Ek wil vir jou juis ligter maak. So ons gaan vanoggend as 'n oomblik van refleksie, ons mekaar die geleentheid gee om by jouself te dink, by jouself te wees, en vir jouself te vra, wat is dit wat ek swaar saam met my dra? Wat is die ding in my lewe wat ek aan beheer wil vashou? Wat is dit, wat is daai goed in my lewe wat ek voel ek moet dit self doen? Niemand anders gaan dit vir my doen nie en ek moet dit self uitfigure. Wat is daai goed wat ek vanoggend dalk na die Here toe wil bring? En soos die gelowiges van ouds dalk ook wil bid en sê, ek kan dit nie regtig op my eie doen nie. Hier het ek hulp nodig. Hierdie klip in my lewe wil ek kom neersit. Hier wil ek vra, neem u beheer. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem, waar ons mekaar die geleentheid gee om dit te doen. Miskien wil jy die klippie wat jy vanoggend ontvang het, hier voorkom neersit. 'n oomblik neem en die gebed. Here, help my hier. Help my met dit. Help my om beheer af te gee. Miskien wil jy die klippie namens iemand kom neersit. Of dalk wil jy die ritueel sommer net in jou hart doen, in jou gedagtes, dan is dit ook goed so. So ons gaan so 'n paar oomblikke neem wat ons sommer so in die stilte sit. Miskien wil jy oë toemaak en jou gedagtes kom rus in jou eie gedagtes. As jy vanoggend die behoefte het om hierdie ritueel saam met ons te doen, dan is jy baie welkom. Ek wil graag vir ons volgende 'n teksvers lees uit Matteus 5 van vers 1 af, en jy is baie welkom om saam te lees as jy Bybel saamgebring het. Anders lees ek sommer voor. Matteus 5 van vers 1 af. Dit is dieselfde teksvers wat in al ons dienste vanoggend is, ook vanaand en vanoggend hier langs aan by Marius. So ek lees graag vir julle voor. En toe Jesus die menigte mense sien, het hy die berg opgegaan, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom, en hy het vir hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So julle is die sout van die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Daar is niks meer werd, dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So, ek kan onthou, ek was, toe ek 7 was, het my ouma my vir die eerste keer in die kombuis toegelaat om haar te help, om die kos voor te berei. En die eerste ding wat ek moes doen, kan ek onthou, was om wortels te skil en eie op te kap. En ouma het toe gesê dat die belangrikste les wat jy moet leer in 'n kombuis, of jy nou 'n curry maak of 'n breadie of aartappels in die oond, is proe jou kos en proe vir die sout. Wat sy gesê het. Sy het gesê dit maak nie saak nie, jy kan die lekkerste curry maak waar al die speserye van borrie en cumin en koriander en gemmer pragtig balanseer, maar as jy nie 'n fyn aanvoeling het vir hoeveel sout die kos kort nie, dan kan jy daai hele curry weggooi. Te veel sout, het sy gesê, maak die kos smaakloos. En te min sout maak die kos smaakloos. En te veel sout, wat gebeur dan is die kos verloor sy rykheid en sy kompleksiteit. En dit word bitter met te veel sout. En Jesus skryf in hierdie teksvers, of Jesus vertel vir die mense en sê, julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? En ons leef in 'n kultuur wat die beskikbaarheid van sout vanselfsprekend aanvaar. Jy kan nou in die winkel klim en jy kan waar ook al ry, daar gaan verskillende tipe sout wees, verskillende kleure sout en dit is relatief goedkoop. Maar van die begin van tyd af, tot en met seker omtrent so 100 jaar gelede, was sout een van die mees gesogte kommoditeite in die wêreld gewees. Sout deur die eeue heen, mense het dit nog verskillende redes gebruik. Antieke mense het sout gebruik om boosheid weg te hou. En mense het sout gebruik vir medisyne of om wondes skoon te maak of velsiektes te genees op 'n manier. Die Romeinse soldate, interessant, het sout ontvang as betaling sommige kere. So werd was sout gewees. En sout was nog altyd ook gebruik as 'n preserveermiddel om te keer dat kos afgaan, om kos te beskerm, kos lank te hou. En selfs vandag nog in ons tyd, ons gebruik sout vir verskillende redes. Gooi sout in, soos ouma geleer het, om kos smaak te gee. Ons gebruik sout vir 'n seer keel. Ons gebruik sout om ons sinus uit te spoel. Ons gebruik sout om wondes skoon te maak. Die medisy leer vir ons dat as jy te veel sout in jou lyf het, ons weet dit nou al, as jy te veel sout in jou lyf het, dan gaan jy dood. As jy min sout in jou lyf het, dan gaan jy ook dood. Maar ek is bewus daarvan dat jy soms 'n metafoor 'n bietjie ver kan strek. En daar's klomp metafore in die Bybel, sout onder andere, lig, klomp metafore wat praat oor wat beteken dit om 'n volgeling te wees van Christus. Maar Jesus gebruik dan sout
om iets te wil sê vir sy disippels en die mense wat luister, wat dit beteken om 'n volgeling te wees. Wat beteken dit om vir Jesus te volg? En hy gebruik sout as 'n metafoor vir dit, maar op 'n ongelooflike manier, wat ek dink vir ons moderne mense wat luister na die storie, ons mis iets as ons die storie net lees en sê julle is sout vir die wêreld. Dit is nodig, dink ek, om in die teks te bly en om jouself in hierdie mense wat hierdie woorde vir die eerste keer gehoor het, om jouself in hulle voete te sit, hulle skoene te plaas en vanuit hulle ore te luister na wat sout vir hulle sou beteken het. En ek dink die eerste manier hoe Jesus sout gebruik as 'n metafoor is om te sê, hy verduidelik vir ons wie ons is. Hy sê, julle is sout. Nie, julle kan streef om sout te wees, of julle kan so sout wees, of julle moet poog om so sout te wees. Nou, hy sê, vir die mense wat luister, julle is sout. Dit is hy maak 'n stelling oor identiteit. Ons is die sout vir die aarde, vir die wêreld. Ons is dit wat die lewe en mense lewens of bitter kan maak of mooi kan maak. Ons is dit wat mense en die omgewing en die wêreld waar ons leef of heel kan maak of kan breek. Ons kan of preserveer of ons kan verwoes. En wat Jesus daardeur wil sê is, vir goed of vir sleg, julle is sout. En wat jy met jou southeid doen, wat jy met jou smaak doen, wat jy doen en hoe jy is in hierdie wêreld, is geweldig belangrik. En of jy bewus is daarvan of nie, en of jy bewuslik 'n notisie neem van jou rol en jou plek in hierdie wêreld, is irrelevant. Jy maak 'n ongelooflike impak daar waar jy is, vir goed of vir sleg. Jy maak of jy lewe verander, of jy omgewing maak jy bitter, of jy maak dit mooi. Jy lig iets uit. Dis die eerste ding wat Jesus, dink ek, hier sê. Hy sê vir ons oor wie ons is. Maar dan sê hy ook iets baie belangrik. Hy sê ook julle is sout. Die mense wat dit vir die eerste keer sou hoor, sou presies geweet het wat hy daarmee bedoel. Sout was 'n baie duur kommoditeit. Soos wat ons vandag ken nie, is wat goedkoop is nie. Vir hulle was sout geweldig duur. Jy was betaal in sout of met sout. So wat hulle sou hoor, is wat Jesus vir hulle sê is, julle is waardevol. Julle het betekenis. En as jy jouself indink in die mense wat hierdie storie vir die eerste keer gehoor het, wat hierdie woorde vir die eerste keer gehoor het, dit was mense wat daar op die koppie saam met Jesus terwyl die bergrede gelees het. Dit was arm mense. Dit was siek mense. Dit was mense wat honger was, wat hongerte geken het. Dit was die uitgeworpenes. Dit was die vreemdes. Dit was die mense wat nêrens regtig ingepas het nie. Dit was hulle wat verwerping geken het, wat liefdeloosheid geken het, wat verstaan het. Dis vir hulle wie Jesus sê, julle is sout. Dit is 'n ongelooflike deel van die evangelie, waarin elke oomblik waar Jesus met mense omgaan, Jesus het geweldig baie tyd gehad vir mense wat nie baie oor hulle self gedink het nie, wat nie gedink het hulle speel 'n belangrike rol nie, wat nie gedink het hulle maak regtig saak nie. En Jesus heg dan geweldig baie waarde aan sulke mense. Die tweede ding, wat Jesus hierdie metafoor gebruik van sout, dat ons is waardevol. En dan dink ek die derde rede kom Jesus hierdie metafoor gebruik, is dalk dieselfde rede hoekom my ouma vir my daai les wou leer oor sout in die kombuis en met kos. En dit is, sout
kom tot sy volle reg as jy die sout van die rak afhaal en jy dit gebruik. Sout kom tot sy volle reg as jy 'n fyn aanvoeling het vir hoeveel jy moet ingooi. Dit affekteer alles waarin dit gegooi word. Dit is veronderstel om kos lekkerder te maak, meer in balans te bring. Dieselfde ding, punt wat Jesus wil maak as hy sê, julle is sout vir die aarde. As ons die wêreld mooier wil maak, as ons die wêreld 'n beter plek wil maak, dan kan ons nie in ons kerke wegkruip nie, omdat ons dalk bang is nie. Ons is veronderstel om dit wat rondom ons elke dag is, die verhoudings waarin ons is, die wêreld waarin ons elke dag beweeg, om daai wêreld, daai verhoudings mooier te maak, in balans te bring. In Engels praat hulle van enhance, om dit te enhance, sodat mense rondom ons tot hulle volle reg kan kom. Want sout kan nie sout preserveer nie. Sout preserveer alles rondom hulle. Dis waarvoor ons geroep word, om die lewe rondom ons te preserveer, om dit mooier te maak, om dit beter te maak. Jesus het 'n ander metafoor later gebruik, en dit is om te sê, jy moet sterf aan jouself. Jesus se manier amper om te sê, die lewe kom tot sy reg, as jy word wie jy nog altyd was. En dan die laaste rede hoekom ek dink Jesus hierdie sout as 'n metafoor gebruik, is ook wat ouma geleer het. Sout is nooit veronderstel om 'n dis te domineer nie. Jy moet versigtig wees as jy te veel sout ingooi, dit raak bitter. Dit is dieselfde ding vir ons as gelowiges. Sout, ons is nie veronderstel om te domineer nie. As 'n fyn aanvoeling vir die rol wat ons veronderstel is om te speel in hierdie wêreld, in 'n omgewing waar ons elke dag is. Iets gebeur met sout, as sout wil domineer, dit raak bitter. En ek dink, op daai plek, op daai punt moet ons dalk ook eerlik wees met mekaar, in die tradisie waar ons is, om te sê dat vir eeue heen het ons gesukkel as gelowiges met hierdie onderskeid. Om die onderskeid tussen om die omgewing rondom ons en die lewens rondom ons te wil domineer en om die lewe en die wêreld rondom ons te enhance, om dit mooier te maak, om dit beter te maak, om alles in balans te wil bring. Daar's 'n fyn lyn. En ons ken die stories, veral in die kerk, waar die kerk nie dinge in balans wou bring nie, maar wou domineer met ons oortuigings, met ons opinies, met die posisie wat ons inneem in die omgewing en in ons wêreld. En om daai fyn onderskeid te ken. En ons het ongelukkig lê by baie mense 'n reputasie, of Christene het ongelukkig by baie mense 'n reputasie, waar ons geken word aan ons arrogansie, eerder as om mag af te gee, waar ons geken word aan die feit dat ons mense wil verwond met woorde, eerder as om mense te seën met woorde. En ek dink, dit was nooit Jesus se bedoeling, toe hy hierdie woorde vir mense gegee het om te sê, julle is sout vir die aarde en julle is waardevol nie. Dit is nie iets wat ons moet vat vir selftrots nie. Dit is iets wat ons moet ontvang uit nederigheid. So wat vra hierdie teks van ons? Wat doen ons hiermee? Ek dink, in vandag se konteks, en waar ons leef, en alles wat rondom ons gebeur, en al die stemme wat ons buitekant hoor, die stories wat ons lees, ons word geroep om nie ons southeid
te verloor nie, dit op te gee nie. Ons word nie gevra om terug te trek in onsself en 'n laar te trek, omdat ons bang is vir alles daar buitekant en vir die stem in die mense wat hard skree nie. Ons word nie gevra om weg te kruip nie. Ons word nie gevra om smaakloos te wees nie. Ons word gevra om met waagmoed op te tree. Ons word nie gevra om Jesus se liefde vir onsself te hou nie, maar om dit uit te leef en dit uit te deel en dit te gee waar ook al ons gaan. Daai tipe liefde praat Jesus van, is niks meer werd nie. As sout verslaan, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Ons word geroep, dink ek, om te leef met 'n fyn aanvoeling, soos ouma verduidelik het. 'n Fyn aanvoeling om te proe, om deur die lewe te gaan en te proe. Kort dit nog sout? Is hierdie situasie van, is die smaak hier? Is die kreatiwiteit hier? Is die wysheid in hierdie situasie, in hierdie konteks? En wat vra dit van my? En met die bergrede, nie die gedeelte wat ons voor dit gelees het, praat Jesus baie spesifiek oor wat dit beteken om lief te wees, wat dit beteken om genade te deel, wat beteken dit om barmhartigheid te wees, wat beteken dit om 'n volgeling te wees. En wat hy sê is, geloof is nie genoeg nie. Is nie genoeg net om te sê, ek glo nie. Om geseën te wees, sê Jesus, om sout te wees, om 'n volgeling te wees, vra ook van my om die mens te wees wie God my gemaak het om te wees, om lig te bring, om die lewe vir ander mense mooier te maak, om dinge in die lewe in balans te bring, om sout te wees, om smaak te gee, nie om te domineer nie, nie om te oorheers nie. Ons is sout, het die Here gesê. Goed of sleg, mag ons goed wees, mag ons die goeie kant van sout wees, mag ons die lewe vir mense verbeter, mag ons dit enhance, mag ons diepte gee, mag ons dit ryk maak vir mense, diepte en mooi. En mag ons ontdek dat die Here ons nooi na 'n lewe in volheid. Dit vra van ons om te wees wie ons is. Ons gaan vanoggend hierdie tekens van die lewe saam vier, van brood en van wyn, waar die Here op die voorhand van sy dood ook hierdie tekens uitgedeel het en gesê het, gaan leef hierdie boodskap van my, gaan wees lief vir mense, gaan wees sout, bring die lewe in balans vir mekaar, gaan gee geur en smaak aan mense lewens, gaan vergewe, gee vir mense nog 'n kans, wees lief, wees barmhartig, wees lig. En so word die wêreld mooier. So word die wêreld 'n beter plek, 'n meer betroubare plek. So as ons volgende tekens ontvang, herinner jou aan hierdie woorde, dat die Here ook ons uitnooi dat daar waar daar liefde is, daar waar daar deernis is. In daai oomblikke, daar is ons sout. Mag dit wees vir ons, mag dit so wees, waar ook al ons gaan. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly. Miskien wil jy oor vir 'n paar oomblikke toemaak, sommer net reflekteer oor dit wat jy gehoor het. En as jy vanoggend die behoefte het om hierdie tekens van die lewe te ontvang, dan is jy welkom vorentoe te kom en by een van die tafels te gebruik.
Die Here is rondom ons en bokant ons en onder ons. Die Here is langs ons en ons in ons. Hier is die gebed wat mense nog altyd gebid het en vasgehou het. Ons gaan hierdie kers uitblaas, omdat ons ook glo dat dit is ook waar vir ons in die week wat vir ons voorlê. Vir julle 'n mooi week wees, 'n goeie week, en 'n gesonde week. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees, waar ook al jy gaan, en wat ook al met jou mag gebeur, by jou bly. Amen.